Volgende naweek is Willem hier, hy gaan met ons praat oor gebed. Die tema van sy 3 boodskappe is wanneer hemel en aarde ontmoet. Sondagoggend 9uur, Sondag aand 6uur, Maandag aand 6uur. 3 geleenthede. Sondagoggend gewone tyd in die diens, Sondag aand 6uur en Maandag aand weer 6uur. En ek het gedink net miskien ter inleiding dat ek net vir 'n oomblik saam met julle vanoggend kyk na ons gebedslewe of die afwesigheid daarvan. Ons is aan die begin van die nuwe jaar en baie van ons het baie keer hierdie nuwe voornemens mos. Ek gaan nou nie eers praat van oefen en allerlei goed nie. Betsy het vir ons 'n skaal gekoop, maar ek is maar baie bang vir die ding. Maar ons het ook baie keer hierdie tyd van die jaar het ons voornemens oor ons gebedslewe en ons Bybellees lewe. Ek weet, want dit is amper elke jaar met my so. Wat gaan ek hierdie jaar die Nuwe Testament lees, gaan ek die Ou Testament lees, gaan ek deur albei lees, gaan ek my tyd 'n bietjie verander, want my tyd in die oggend het nie hierdie jaar lekker gewerk nie, moet ek eers koffie drink, of moet ek eers daai goed? En ek is seker baie van julle trek ook daar. Nou daar's 2 persoonlike geestelike dissiplines in ons almal se lewens. Persoonlik omdat dit iets is wat ons alleen doen, nê. En die een is natuurlik die dissipline van gebed en die ander een is die dissipline van om jou woord te lees, om die Bybel te lees. Daar's ook interpersoonlike of korporatiewe geestelike dissiplines in ons lewe, die goed is wat ons saam met ander gelowiges doen. Soos om vanoggend hier saam te aanbid, of by 'n klein groep saam te aanbid, of saam met ander gelowiges te bid per geleentheid. So, geestelike ervarings is nie net persoonlik nie, dis ook baie keer saam met ander mense. Maar persoonlik is dit wanneer jy alleen is saam met die Here. Tyd spandeer in gebed, tyd spandeer om Bybel te lees. So, geestelike dissiplines in ons lewe is van nature persoonlik of korporatief, maar hopelik persoonlik en korporatief. En ek dink dis belangrik dat ons weet dat albei hierdie geestelike dissiplines in ons lewens is baie belangrik. Om kerk toe te kom, om saam lof te prys, die Here te loof en prys, om saam te bid net elke week, maak nie op vir die tekort of selfs die afwesigheid van jou persoonlike geestelike dissiplines wanneer jy alleen saam met God is nie. En Jesus se lewe het dit vir ons gemodelleer, né? Dr. Lukas het vir ons geskryf. Hy het gesê Jesus het gereeld alleen eenkant gegaan om te gaan bid. Maar hy skryf ook in Lukas 4 dat Jesus die gewoonte gehad het om op die Sabbat na die sinagoge toe te gaan, saam met ander gelowiges. En as daar nou een persoon is wat ek dink ons sou kon verskoon van eredienste, dan is dit seker Jesus. En tog het hy elke week geluister na seker somtyds baie vervelige boodskappe van die rabbies. Ons gaan vandag kyk na een van die belangrikste geestelike dissiplines in ons lewens. Een van die wonderlikste geestelike dissiplines, gebed. En ek het heelwat van die bronne wat ek vandag gebruik kom uit hierdie boekie, wat ek ook gelees het, Praying the Bible, van Donald Whitney. Jy sien die groot probleem met gebed. Die groot probleem met gebed, dat wanneer ons bid, is ons geneig om dieselfde ou gebede te bid oor dieselfde goeders. En as jy dieselfde gebede bid oor dieselfde goeders vir die 1000ste keer, dan raak dit vervelig. Dit raak afgesaag. En as die Heilige Gees in jou woon, is die probleem nie jy nie. Die probleem is maar net die manier wat ons soms bid
En die probleem en die metode van die meeste Christene is om dieselfde ou gebede oor dieselfde dinge te bid, jaar in en jaar uit. Daar is natuurlik geen manier dat die Here ons kan help met ons gebede as die Heilige Gees nie in ons woon nie. As ons nie gered is nie. Maar as ons weet die Gees van God woon in ons, is daar oplossing. Is daar maniere om meer bevredigende gebedstyd in ons lewens te hê. En as ons weer die Heilige Gees woon in ons, weet ons hy is nie passief nie, né? Sy heilige teenwoordigheid gee vir ons 'n heilige honger om tyd met die Here te spandeer. Jy sal 'n honger hê na die woord van God, jy sal 'n honger hê om in gesprek te wees met God, jy sal 'n honger hê om saam met ander mense, ander gelowiges in God se teenwoordigheid bymekaar te wees. Jy sal honger daarna om heilig te lewe. Om te lewe met 'n heilige ontzag vir God. En toe ek die boodskap hoor wat die Here vir Henny gegee het laasweek, het ek regtig eintlik hoendervleis gekry. Want dis die boek wat ek gelees het die vakansie. Ons het die vrees van die Here verloor. Ons weet nie meer hoe dit is om in die vrees van die Here te leef nie. Om die Here raak te sien vir wie hy werklik is nie. Ons het nodig om dit te herontdek. En ek gaan met julle praat hierdie jaar hieroor. Want ek dink is nodig dat ons dit hoor. Maar daar sal 'n heilige soeke in jou wees na die teenwoordigheid van die Here indien sy Heilige Gees in jou woon. Dit is so. En jy weet dit, jy sal dit weet. Maar soms sukkel ons. En die woord sê vir ons, wanneer die Gees van God in jou woon, dan sien ons in die Bybel, jy sal uitroep, Abba. Jy sal uitroep, Vader. Dit sal 'n begeerte vir jou wees. En soms weet jy begeer dit. Jy begeer meer betekenisvolle en bevredigende gebedstyd saam met God, gesprek met die Here, en jy het al die boeke gelees oor gebed, en jy het al die konferensies en al die preke gehoor oor gebed, en dit vat net so rukkie. Dan kom jy agter, ek het net my verloor om bevredigende gebedstyd te hê en in gesprek te wees met God. En dan is ons geneig om te dink, daar's fout met my. Daar's fout met my. Ek is nie seker of ek 'n ware Christen is nie. Ek dink nie ek is verkeerd as ek aanneem dat 'n groot gros van die Christene reg oor die wêreld is dit vir 'n groot gros is dit 'n baie algemene ding hierdie dat ons soms net sukkel met ons gebedstyd en onbevredig is en voel maar daar's iets fout met ons nie. Nou die probleem is nie so seer dat ons bid oor dieselfde dinge elke keer nie, maar want dis eintlik baie normaal, né? Daar's sekere goed wat in almal van ons se lewens teenwoordig is en ons is geneig om daaroor te bid. Dis baie normaal. As ek julle almal nou hier sou uitstuur in verskillende rigtings en ek sê goed, kom ons gaan bid almal vir 10 minute en dan kom gee jy terugvoer oor jou gebedstyd. Dan sal jy waarskynlik terugkom en almal van ons sal 'n paar goed in gemeen hê. Sal terugkom en jy sal sê, "Wel, ek het gebid vir my man of my vrou of vir my kinders of ek het gebid vir my ouers." Hulle is teenwoordig in ons lewe elke dag. Of jy sal terugkom en jy sê, "Maar ek het gebid oor my toekoms." Hier is ons nou aan die begin van 'n nuwe jaar. Jy bid oor jou werk, jy bid oor die skool waarin jy is en die nuwe standaard of graad en die nuwe wat ook al wat vir ons almal voorlê. Dis normaal om daaroor te bid. Dis normaal om te bid oor jou finansies. Nie almal van ons het altyd oorvloed daarvan nie en partykeer het jy regtig nood en dis normaal om te bid daaroor. Dis normaal om te bid oor jou werk. Jou werksomstandighede. Normaal om te bid
as jy nou in die skool is, oor die skool en die sport en die akademie en al daai goed. Dit is normaal om te bid oor die kerk. Ons is almal deel van 'n gemeenskap van gelowiges. Hoopelik bid jy vir die kerk, bid jy vir die leiers van die kerk, bid jy oor jou eie geestelike lewe en jou betrokkenheid in die gemeenskap van gelowiges en hoe die Here jou kan gebruik in die jaar wat voorlê. Dit is normaal om daaroor te bid. En dan natuurlik word almal van ons op enige gegeewe tyd gekonfronteer met 'n krisis. Nou, ek weet party van ons is 10 jaar voor met die krisisse, maar feit is, hulle sê almal het gewoonlik, die statistieke sê elke mens het gewoonlik in elke 6 maande een of ander krisis. En dit is altyd 'n slegte krisis nie, né? Dit is partykeer net 'n ding wat nou skielik baie van jou tyd en energie vat en is 'n krisis om dit ingepas te kry, maar krisis. En jy bid dieselfde gebede oor en oor en dit raak vervelig. En jy voel daar's fout met my. Voel soos 'n tweede rangse Christen. Vals. Dink daar's 'n paar van ons wat op hierdie stadium dit in ons lewens beleef. En as dit jy is, dan weet ek, die Here wil vir jou vandag net 'n baie eenvoudige basiese beginsel gee om jou te leer en te help. So as al hierdie dinge wat ek nou net genoem het, jou gebedslewe domineer, dis normaal. Want dis deel van ons lewens. Dis dinge wat van dag tot dag daar is die dinge wat weggaan nie. Jou kinders en jou ouers is al baie jare deel van jou lewe en hulle sal dalk nog baie jare deel van jou lewe bly. So dis baie normaal om oor al hierdie goed te bid. Die probleem is dat ons geneig is om dieselfde gebede te bid oor dieselfde dinge. En dit raak vervelig. En wanneer iets vervelig raak en wanneer iets afgesaag raak, dan is dit iets wat jy nie meer uitsien om daarna om te doen nie. Dan is jy geneig om dit nie meer te doen nie, of nie so graag te wil doen nie. En die rede hoekom dit vir jou moeite raak om te bid, is omdat dit wat jy op pad is om te doen, vervelig geraak het. Selfde goed, oor en oor. Jy kan jouself daarin forceer, maar jy vind dat dit nie noodwendig bevredigend is nie. Veral as ons net weer verval in die groef van dieselfde gebede oor dieselfde goeters aan mekaar. As ek elke Sondag dieselfde gebede bid, wat ek sekerlik al soms gedoen het, en ek slaan skielik dood neer hier, dan is daar waarskynlik 20 van julle wat vorentoe sal kan kom en my gebed kan klaarmaak, want julle weet wat ek sou gebid het. En dis hoe dit baie keer is in ons lewens. Ek is seker van ons kinders sal ons gebede kan klaarmaak, want ons bid altyd dieselfde gebed. Wat ook al die antwoord hierop is iets wat fundamenteel eenvoudig moet wees. En ek gaan vinnig hieroor iets sê. Dit moet eenvoudig wees vir elke mens om dit te kan regkry, vir elke Christen om dit te kan regkry. Want as ons na ons eie situasie kyk, ons is so bevoorreg om toegang te hê tot duisende bronne, of dit nou aanlyn is, en of dit boeke is wat jy in jou huis het, preke is wat jy Sondag hoor, ons het almal die voorreg om toegang te hê oombliklik of oornag met aflewering of wat ook al, tot al hierdie bronne, wat dit vir ons kan maklik maak, maar daar's baie mense wat nie daai voorreg het nie. Ouens wat in die rural areas bly, moet baie keer baie ver loop, baie ver ry, om 'n hopelike boodskap te hoor wat uit die Bybel uitkom. So, dit moet fundamenteel so eenvoudig wees, dat almal dit kan doen. Want daar's tog nie 'n manier wat ek en jy kan sê, dat
as ons dit nie reg kry nie, dan kan niemand dit reg kry nie. Met al die voorregte wat ons het, en die posisie waarin ons is. En ons weet is nie die waarheid nie. Dit is iets wat vir almal beskikbaar en moontlik is, en dit is eenvoudig genoeg. As ek en jy, wat al hierdie voordele het, alles tot ons beskikking het, as ons nie 'n betekenisvolle gebedslewe het nie, 'n bevredigende gebedslewe het van dag tot dag nie, dan kos die res van die mense, wat nie al hierdie voorregte het nie, sal dit ook nie hê nie? Nee, daar's nie 'n manier nie. Maar daar's niemand wat meer voorregte het as ons nie. En tog, met al die voorregte wat ons het, met alles wat tot ons beskikking is, met alles wat ons hoor Sondag vir Sondag, is dit vir baie van ons moeilik om bevredigende gebedstyd, gesprek met die Here te hê. So, as dit vir al die Christene in die wêreld onder alle omstandighede moontlik is om sinvolle gesprekke met die Here te hê, dan moet dit 'n eenvoudige Christelike geestelike dissipline wees. Dit moet vir ons moontlik wees om dit te doen op 'n manier wat nie vir een van ons ingewikkeld is nie. So wat is die eenvoudige, bevredigende, Bybelse oplossing tot 'n betekenisvolle gebedslewe? Die permanente oplossing tot hierdie waarskynlik universele probleem waarmee ons sit. Die antwoord is, wanneer jy bid, bid die Bybel. Wanneer jy bid, bid die woord van God. Bid die woord van God veral die psalms. Ek gaan nou vir jou sê hoekom. As ons kyk na al die leringe van Paulus, byvoorbeeld in Efesiërs 1 en Efesiërs 3, sien ons daar's gebede. En as julle soos ek is, ek het al van daai gebede gebruik. Dit voel vir my soms ek moet daai gebed bid wat Paulus daar gebid het vir die gemeente in Efese. Maar eintlik kan ons die hele boek van Efesiërs bid. Dis vir ons moontlik om die meeste van die teksverse in die Bybel te kan bid. Nie almal nie, dan net nou ook sê hoekom, maar veral die psalms. Dis die maklikste plek om mee te begin en om mee aan te hou. So jy kan blaai, as jy jou Bybel by jou het, na Psalm 23, die bekendste psalm wat daar is, waarskynlik een van die bekendste gedeeltes in die Bybel. Ek gaan net die woorde, ek gaan net 'n paar verse doen. Dit sal op die bord wees. So, Psalm 23. Net 'n illustrasie hoe jy die woord kan gebruik om te bid. Die Here is my herder. Jy lees net daai sin en dan bid jy daaroor. En jy bid iets soos: Here, dankie dat U my herder is my hele lewe lank en dat U my kinders se herder is. Dat U ons nog altyd bewaar het en beskerm het en gelei het as ons herder. Here, ek bid dat die mense in my familie, wie se herder U nog nie is nie, dat hulle gered sal word, sodat hulle ook vir U as hulle herder in hulle lewens kan hê. Wees asseblief die herder, Here, in die besluit wat ek nou moet neem, hierdie belangrike besluit, oor 'n nuwe werksgeleentheid, oor of ek moet verhuis of nie. Lei U ons asseblief, Here. Herder asseblief ook elke gemeente in hierdie dorp se leierskap om U woord suiwer te verkondig. En so praat jy met die Here oor alles wat in jou gedagtes opkom as jy die woorde lees, die Here is my herder. En as jy niks verder by jou opkom wat jy hieroor kan bid nie, dan gaan jy na die volgende gedeelte toe en jy lees, ek kom niks kort nie.
En ek weet, daar kom klaar dadelik 'n klomp goed in jou gedagtes. Here, dankie dat ek nog altyd klere gehad het om aan te trek, dat ek nog altyd kos gehad het om te eet. Here, baie dankie dat U nog altyd in ons lewens voorsien het, in ons daaglikse brood. Alles wat ons het, Here, alles wat ons is te danke aan U. Sal U asseblief die finansies voorsien wat ons nou dringend nodig het vir hierdie onverwagse rekening wat ons ontvang het? Here, en dan bid ek ook vir die gesinne in die gemeente wat op hierdie stadium geweldig baie mediese onkoste het, en sal U my asseblief wys, Here, as ek hulle kan help en 'n bydrae kan maak. En wat nou net in my gedagtes opkom is die brande in die Kaap, die vloede in die Kreerwiltuin. Here, ek bid vir al daai mense, dat in hierdie dae wat voorlê, hulle wat baie skade gelei het, dat hulle in hierdie dae wat voorlê, deur die voorsiening van geliefdes en gelowiges, dat hulle niks sal kortkom nie. En as al verder niks in jou gedagtes opkom nie, dan gaan jy na die volgende gedeelte. Hy laat my rus in groen weivelde. Ek sou tipies hier kom bid, Here, U weet dat mense so maklik sê dat hulle nie geestelike kos kry nie. Dat hulle nie bedien word met die woord op 'n manier waarvan hulle hou nie. Maar Here, ek bid dat die woord in ons dorp suiwer verkondig sal word. Dat U elke prediker sal lei in hulle voorbereiding. En Here, ek bid dat in ons gemeente in Ermelo-Oos dat mense doof sal wees vir woord wat nie van U afkom nie. U gee vir ons wyding, Here. Ons het 'n geleentheid om te bid, ons het 'n geleentheid om U woord te lees. Dankie daarvoor. En dan, laaste voorbeeld, hy bring my by waters waar daar vrede is, of waters waar daar rus is. Dankie Here dat U my vandag in baie onstuimige omstandighede vrede gegee het in my hart. Dankie dat U vrede, die vrede wat alle verstand te bowe gaan, vir my beskikbaar is. Ek bid Here dat U ook met my broer wat deur onstuimige omstandighede gaan, dat U met hom sal wees en dat U hom bewus sal maak van die feit dat hy rus kan vind by U. Dat hy in U vrede kan leef. Dat hy U vrede sal ervaar. Sien julle? Jy hoef nie 'n gebedslysie te maak noodwendig nie. Maar van ons het die geneigtheid om dit te doen en daar's niks daarmee verkeerd nie. So as jy gaan Bybel lees en bid, is jou gebedslysie daar. Maar as jy die woord vat en dit lees, kom die Heilige Gees en hy openbaar vir jou alles wat jy moet bid vir vandag. Jy maak net jouself beskikbaar om sensitief te wees vir sy woorde, terwyl jy hierdie gedeelte lees. En so bid jy deur die gedeelte totdat jy uit tyd uithardloop, of totdat jy uit Psalm uithardloop. En as jy uit Psalm uithardloop, en jy het nog tyd, dan lees jy die volgende gedeelte, en jy bid daaroor. So bevind jy ewe skielik op 'n plek waar jy nie dieselfde ou gebede bid oor dieselfde goeters nie. Jy hoef nie dinge uit te dink om oor te bid nie. Jy hoef nie noodwendig 'n daaglikse gebedslys te hê nie, maar jy kan. Dit kan aanvullend wees tot dit wat jy nou lees en dit wat jy bid. Jy maak nie in die oggend jou Bybel oop en dan sê jy vir jouself,
Okay, waar gaan ek nou vandag bid nie? Jy weet wat jy gaan lees, of dit Korintiërs is, en of dit Romeine is, en of dit Matteus is, lees die woord en bid dit. En addisioneel bid die psalms. Maak dit jou gebedstyd, deur die psalms te lees. As jy nie 'n vers heeltemal verstaan nie, en jy weet nie hoe om daaroor te bid nie, los dit, slaan dit oor. As daar niks in jou gedagtes opkom as jy die vers lees nie, al verstaan jy dit, slaan dit oor, gaan na die volgende vers toe. Want jy kan soms by 'n teks kom soos Psalm 58 vers 7 wat sê, ruk hulle tande uit hulle mond uit, o God. As dit in jou gedagtes opkom, dan bely jy dadelik, en jy lees die volgende vers. Jy hoef nie elke vers te bid nie. Jy hoef ook nie deur die hele psalm te bid nie. As jou tyd toelaat dat jy net die helfte van 'n psalm lees, dan gaan jy môre aan met die res. Ek vertrou die Here daarvoor dat hy vir almal van ons meer vrymoedigheid sal gee om die woord te bid. Die lewende woord, die suiwer woord te bid. Soos wat hy dit aan ons openbaar. Dat sy gees vir ons sal wys, dat hy elke teksgedeelte vir ons, as dit nodig is, verstaanbaar sal maak, en as dit nodig is vir ons net, sal laat opkom in ons gedagtes, wat is dit wat ons oor kan bid? Ons dink net skielik aan alles, wat by ons in ons gedagtes opkom. En dis nie net die dominees, en die pastore, en die teoloë, wat gedeeltes in die woord kan uitlê en verstaan en kan preek nie. As jy 'n volwasse, selfs 'n jong Christen is, vertrou die Heilige Gees om dit vir jou duidelik te maak. Selfs 'n kind kan 'n teksvers lees en vir die Gees van God vra, wat dieselfde Gees is wat in ons volwassenes is. Here, wys vir my wat staan hier, want ek wil graag bid hieroor. Wat ek agtergekom het is, dat wanneer ons 'n teksvers lees, en ek begin bid, dan gebeur dit dat ek later dalk iets bid wat niks te doen het met hierdie teksvers nie, maar dis net iets wat die Here skielik by my opgebring het. Vertrou die Gees om vir my net, terwyl ek sy woord lees, terwyl ek ontvanklik is vir sy inspraak in my lewe, kom daar dalk net iets anders op in my gedagtes en ek bid daaroor. Ek lees oor Petrus en ek lees oor Maria, en ek dink ewe skielik, ek wil vir Petrus bid. Ek wil vir Maria bid, my vriend, of my vriendin, of ek wil vir 'n familielid bid wat dieselfde naam het. En die Here wys net vir my. Bid ook al wat in jou gedagtes opkom. Die Heilige Gees openbaar dit en bid dit. Ek bid van die begin van die jaar af, so op hierdie manier, vandat ek hierdie boekie begin lees het, en is vir my baie opwindend. Ek moet sê, is regtig opwindend. Daar is natuurlik dinge wat jy vooraf besluit om te bid en is reg. Soos byvoorbeeld dit wat in ons land aangaan wat so erg is. Mense wat soveel skade gelei het in die Kaap en in Mpumalanga waar dit so baie gereën het. Maar as iets swaar op jou hart lê wat nie noodwendig in hierdie teksvers staan nie, dan bid jy natuurlik daaroor. Feit is, om die woord van God te bid is net soveel, ek wil amper sê, soveel meer Bybels en soveel meer bevredigend as om jou eie gebed op te maak. Jy kan nie maklik verkeerd bid as jy die woord van God bid nie, die suiwer, lewende woord van God. As jy 'n Bybelteks bid, dan herhaal jy jouself nie sommer nie. Jy sal nie dieselfde ou gebede bid oor dieselfde ou goeters nie, want jy's in 'n ander teksgedeelte. En Matteus 6:7 sê, en as jy bid, gebruik nie ydelle herhaling van woorde nie, soos die heidene nie, maar hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Jy kan natuurlik die Onse Vader by meer as een geleentheid lees, maar dis woord, jy kan dit herhaal. Julle weet, ek hou daarvan om dinge prakties te maak. Nou, hy verduidelik in sy boek iets
wat ek graag net prakties wil illustreer. Julle het by in die afkondigings ook so blaadjie ontvang hieroor. Maar as jy bietjie wiskunde kan doen, of as jy 'n kalkulator het wat 30 by enige getal kan tel, dan is jy fyn. Dan hoef jy nie eers daai briefie meer by jou te hê nie, daai afkondigingkie nie. Hoe besluit ek nou watter psalm bid ek? Ag, jy begin mos nou ergens. Jy begin met Psalm 1. En jy bid hom. So, wat jy nou doen, om te weet watter psalm bid ek nou, sê nou maar jy wil vandag begin, en jy het nou nie van die 1 Januarie af gebid nie. Goeie manier is om na vandag se datum te kyk. Vandag is die 18 Januarie, so jy lees vandag Psalm 18. Wat lees jy op die 18de Februarie? Psalm 18 plus 30. Psalm 48. Wat lees jy op die 18de Maart? Plus 30. En as jy ergens van spoor afgeraak het, kyk net na die datum en lees daai psalm. En as jy agterkom en jy het daai psalm al gebid, dan tel jy net 30 by. En jy lees daai psalm en jy bid dit. Nou, jy moet net 30 kan ergens bytel. So, as jy dit kan doen, kan dit jou letterlik 5 maande vat om deur die hele psalm te bid, boek van psalms. En maar jy gaan nooit in die oggend die Bybel oopmaak en wonder, waar moet ek nou bid nie. Ek hou daarvan om my psalms addisioneel te bid tot dit wat ek lees daai oggend, waar dit ook al in die Bybel is, en waaroor ek natuurlik bid, maar ook 'n psalm of 'n gedeelte van 'n psalm te bid. En vir die van julle wat nou daar sit en dink, ek gaan nie dit doen nie. Ek het 'n manier wat ek bid, en weet, dit klink vir my nou te ingewikkeld om nou eers, nou moet ek my foon gaan soek, want ek moet die datum kry, en die kinders dink dalk, nee, dis boring. Daar's actually 'n app daarvoor. Daar's actually 'n toepassing wat so lyk. 5 Psalms. So as jy hom oopmaak, ek het hom Vrydag oopgemaak. Nou hier onderaan wat julle nou nie duidelik kan sien nie, is al die datums. Vrydag was die 16de. So jy lees of 16, Psalm 16 of Psalm 46 of 76 of 106 of 136. Ek het dit hier bietjie groter gemaak dat julle dit net kan sien. So as jy daai applikasie oopmaak by die dag se datum, of as jy hom oopmaak, dan is hy by vandag se datum. As ek hom nou vanoggend sal oopmaak, sal hy by die 18de wees, en hy sal 30 bytel, en jy kies watter een van daai psalms lees jy, en bid jy. 5 Psalms. Dis nou Engels, maar jy het mos jou Bybel by jou. So jy lees dit net in jou Bybel. Of op jou foon, waar jy dit ook al lees, in Afrikaans as jy wil. Baie eenvoudig. 'n hulpmiddel om jou te help, om nie net meer vrymoedig te wees om te bid nie, want jy bid iets niets. Jy bid dalk oor dieselfde goed, maar jy bid net so 'n bietjie anders daaroor. Nie dieselfde ou gebedjie wat jy elke Sondag bid nie. Elke dag bid nie. En ek sluit af. Hoekom psalms? Watter tipe lofprysing en aanbidding is vir God aanvaarbaar? Dit wat eg is. Dit wat aan hom waarde heg, dit wat hom toekom, alles deur God geïnspireer. En die psalm spesifiek, hy gee die psalms vir ons, om vir ons te wys hoe ons hom kan loof. Die psalms is spesifiek daarvoor. Hy gee dit vir ons, sodat ons weet hoe om hom te loof en prys in ons aanbidding. Hy het ook in hierdie applikasie onder andere die boek Spreuke ingesluit, so hy is ook daar as 'n gebedsriglyn. Maar ek dink, my aanmoediging vanoggend vir almal van ons is, as ons
In die begin van 'n nuwe jaar is, as jy op spoed is en jy's reg en jou stilte tyd is in plek en go vir dit, gaan aan. Maar as jy voel hier is iets wat my kan help om net vir my beter te laat voel oor myself en my manier wat ek bid en ek het so 'n bietjie vervelig geraak en afgesaag geraak, hoop ek dit kan julle help. Maak jou Bybel oop by die gedeelte wat jy vandag wil lees. Lees dit, bid daaroor as jy wil. Maak by die Psalm van die dag oop en bid dit deur. Somstyds gaan mens nie in 'n teksvers presies sien hoe om te bid nie, maar dalk in 'n paar verse wat 'n storie vertel en net vir jou 'n beter konteks gee en jy kan daaroor bid. Ek vertrou vandag dat die boodskap wat die Here vandag vir ons gegee het, ons sal help om nie in die toekoms dieselfde ou gebede te bid oor dieselfde ou goeters nie. Maar dat hy ons gebedslewe sal lewe gee. En dat dit vir ons 'n vreugde sal wees om te bid. Here, dankie dat ons soms sommer net na ietsie prakties kan kyk in die woord wat vir ons 'n riglyn gee en dat daar mense is wat programmetjies kan skryf om onsself te help. Here, maar dit is ons begeerte en ek dink almal wat hier sit sal saam met my stem. Ons wil U opreg aanbid, Here. Ons wil soveel as moontlik met U in gesprek wees. Ons wil soveel as moontlik uitroep, Abba. En ons wil dit wat U vir ons gegee het om U mee te loof en te prys, wil ons bid sodat U geloof en prys kan word. Bid vir elkeen vir hierdie jaar, Here. Bid dat U vir ons sal seën wat ons gesondheid aanbetref, wat ons werk aanbetref, wat ons finansies aanbetref. Gee vir ons asseblief ons daaglikse brood, maar Here, seën ons ook wat ons geestelike dissiplines aanbetref. Sodat dit vir ons 'n vreugde kan wees, sodat ons kan uitsien daarna om te bid in die oggend. En wys vir ons deur U Gees wat dit is, waaroor ons moet bid. In die naam van Jesus Christus.